Het julle die storie gesien van die Springbok cricketspelers? Het julle dit nie gesien? Weet wie van julle sien? Wat Dagga gerook het. Waaroor gaan dit? Hierdie mans speel flippend vir Suid-Afrika cricket en hulle het net niks respek nie. Hulle gaan net aan. Hulle rook. Wat dink julle? Dink julle reg? In my opinie, hierdie is helde van Suid-Afrika en hulle rook Dagga. Sê julle 'n bietjie vir my. Kom neem 'n bietjie deel of gaan julle maar net weer aangestel? Ja. Ek dink hulle is nou nie meer rolmodelle nie, maar wel rolmodelle. Ja, maar dis 'n punt wat ons kan nou kyk, maar wat van Hansie? Wie van julle dink Hansie is reg of verkeerd? Hoekom is hy verkeerd? Dit is die duivel of wat doen. Nou, wat is verkeerd aan? Laat die duiwel ons nie opsonder maak doen. En hy het gesê hy is nie skuldig, hulle sê hy is skuldig toe. Ontken hy dit sê nie. Wel, Die naderhand toe, aan die einde te sê ja, hy is wel van al die, net hy en Azraddin is die enigste 2 cricketspelers in die wêreld wat geskort is uit cricket permanent, omdat hulle dit op die einde erken het. Nou, so dan het hy dit moes erken, hy het toe sy straf gevat. Nou wat is reg en wat is nou verkeerd? Hy moes nie in die eerste plek gedoen het wat hy gedoen het nie. Wat was dit geweest? Wat was verkeerd aan? Hy het geld gevat, hy moet dit nie gedoen het nie. Hy is 'n speler, waar hy moet mos toch vir sy vrou en kinders sorg. Nee, maar meneer, mense kan dit op eerlike maniere verdien. Hansie Cronje het nooit geld gevat om 'n wedstryd te laat verloor as prys nie, of om 'n wedstryd die uitslag te beïnvloed nie. Al wat hy gedoen het is, hy het geld gevat om dit soort van informasie te gee dat die boekies, die ouens wat die geld moet inneem, 'n beter besef het oor wat die game se uitslag sal wees. Dat hulle 'n beter kans het om geld te maak, sodat hulle kan sê die odds moet wees 12-1 in plaas van 15-1 in plaas van 12-1, want hulle weet Suid-Afrika het 'n beter kans. Maar meneer, dit is nog steeds verkeerd, want hy het dit in stilte gedoen en hy wou gehad het niemand moes uitvind. Dit is verkeerd, mense doen nie, meneer. So as ek die straat afstap en ek sien 'n boemelaar en ek gee hom in stilte geld, is dit verkeerd want ek het dit in stilte gedoen. Ja, maar meneer, dis nie reg. Ja, ek gooi klip hierso, wat ja? Meneer, dis nie reg. Ek dink dit is wettig om te weet hoor. Die mense seker. Ja, maar hy het nie gewet nie. Ja, maar die mense, die ou vir wie hy die inligting gegee het, dis nie reg nie. In Indië is dit heeltemal wettig. Dis heeltemal wettig. Ja, meneer, hy is van Suid-Afrika, hy is nie van Indië. Toe hy daar was het dit gedoen, hy het dit in Indië gedoen. Maar hy is nog steeds 'n Suid-Afrikaner en dis verkeerd want hy smeer ons naam in die modder. When in Rome, do like the Romans do. En almal sê. When in Rome, do like the Romans do. Hy was in Indië gewees. Hulle wette sê hy mag dit doen. Daar's niks wat gesê hy mag doen. Hy het geen wedstryd se uitkoms voor. Maar meneer, hoekom is hy dan gestraf? Roman Engelse ding. If you are a Roman, do what the Romans do. Dit beteken as jy, hoe kan ek nou vir jou verduidelik? Sorry. Hoe dit is as jy in kom ons sê ons gaan nou byvoorbeeld Italië toe, waar die Romeinse ryk oorspronklik is. Hulle is baie vreemde omgewing is, dan doen jy wat die mense in daai omgewing doen. As jy in Amerika gaan en hulle bestuur aan die regterkant van die pad, dan bestuur jy aan die regterkant van die pad. En as jy links ry, gaan jy 'n groot probleem hê. Miskien kry jy 'n ongeluk en jy lyk miskien beter daarna as jy net trok van ry. Dit kan jou net goed doen. Maar nie my naam is Sarel nie. Wat dit beteken het jy doen wat jy in 'n ander land doen, jy pas aan by omstandighede. En ek dink julle so opinie is ook reg, net so tussen ons. Jy doen wat soos Hansie, hy was in nie gewees, hulle dobbel toe begin hy ook dobbel, is dit reg? Hy begin invloed gehad het. Meneer, ek wil net weet as dit dan wat meneer nou eintlik sê is wat hy gedoen het is reg, maar as dit reg was, hoekom is hy gestraf? Hoekom is hy dan gestraf? Presies, hoekom is hy dan gestraf? Maar hy is gestraf en dit moes verkeerd gewees het. So dit was verkeerd wat hy gedoen het en hy het die reëls gebreek. Hy was in Indië, jy maak dobbel in Indië. Hy het nie die uitkoms van 'n wedstryd verander nie, hy het net inligting gegee. Wat is verkeerd aan? Nee, ek vra julle. Maar meneer, as meneer dan was myne Die chicken moves. So, met ander woorde, 'n Christen doen die sonde nie. Ja, meneer, maar hy Nee, ek vra net. Hy het gesê hy's 'n Christen. Nou dink jy nie 'n Christen maak foute nie? almal het seker gedoen, dis almal het fout. Net een op 'n slag. Ek het my konsentrasievlakke is baie laag. Net een op 'n slag. Almal het seker dat hy's 'n Christen en nou dink almal hy's nie meer Christen nie, hy het gedoppel. Maar hy het nie gedobbel nie. Maar hy het mos geld. Dan kry jy jou pa nie geld vir die werk wat hy gedoen het nie. Maar ek bedoel meneer, hy het gesê hy dit was ek game plan. Weet jy wat hy gedoen het?
Hy het op na die pitch toe gestap, dan kyk jy na die tipe pitch, dan sê dis 'n harde pitch, dan bel hy die boekie, dan sê hy vir hom dis 'n harde pitch vandag, wat beteken die snel bowlers gaan vandag bevoordeel word. Dit gaan nie meer vir die snel bowlers vir pitchers wees, dit gaan 'n kolfersblad wees, daar gaan 'n hoë telling wees, 'n lae telling tipe pitch wees, sodat hulle weet hoe die resultaat kan wees. Nou wat's verkeerd daaraan? Hy het nie die game verander nie. Ja, dit was meneer